Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Lukas 19, verse 11 tot 28. Hierdie gedeelte vertel van die laaste gelykenis wat Jesus gedeel het, voordat hy Jerusalem binnegegaan het, op pad na sy kruisiging. 'n Groot skare het hom omring, saam met 'n groep disippels. Nou hulle het gedink dat Jesus nou sy koninkryk op aarde sou vestig en die Romeine verdryf. Maar Jesus vertel hierdie gelykenis om hulle te waarsku dat hy sou weggaan en weer terugkeer en om hulle voor te berei vir wat in sy afwesigheid sou volg. Nou hierdie gelykenis verskil van die gelykenis van die talente in Matteus 25. Hier is daar 10 dienaars en elkeen ontvang 'n gelyke bedrag geld, omtrent 3 maande se loon. Hulle meester verwag dat hulle sake sou doen met daardie geld terwyl hy weg was om sy koninkryk te gaan ontvang. Nou God deel net so gawes uit. Sommige verskil, volgens sy wil, maar ander gawes word aan elke gelowige sonder uitsondering gegee, soos die evangelie, wat in gelyke mate aan elke Christen toevertrou word. In hierdie gelykenis kan die edelman gesien word as 'n beeld van Jesus self. Hy moes weggaan om sy koningskap te ontvang, soos Jesus wat na die hemel opgevaar het, en daar was mense wat nie wou hê hy moes koning wees nie. Tog ontvang die edelman sy koningskap, en die wat teen hom in opstand gekom het, sou uiteindelik die prys daarvoor betaal. Wanneer Jesus terugkeer, sal elkeen wat hom verwerp het, moet buig en bely dat hy die Here is, soos Filippense 2 vers 10 en 11 sê, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. In Openbaring 20 verse 11 tot 15 word ons herinner daaraan dat die wat hom verwerp het, uit sy teenwoordigheid verwyder sal word. Nou wanneer die koning in die gelykenis terugkom, verse 15 tot 19, roep hy eers sy dienaars om rekenskap te gee. Die eerste dienaar bring 'n goeie verslag. Hy het sy meester se geld verdubbel en die koning prys hom en stel hom aan oor 10 stede. Die tweede dienaar het ook getrou gewerk en verdien gesag oor 5 stede. Hier sien ons 'n belangrike beginsel. Getroue diens bring meer diens. Wanneer ons getrou gevind word, sal God ons beloon om meer vir die koninkryk te doen. Dit is amper soos om 'n toets te slaag. Wanneer ek dit goed geslaag het, kan God my met meer vertrou. In verse 20 tot 26 kom die derde dienaar. Hy het sy meester se geld net weggesteek. Hy was bang om te probeer en bang om te misluk. Hy sê sy meester is streng en gebruik dit as 'n verskoning vir sy ongehoorsaamheid. Maar sy meester bestraf hom, want die mag van die meester moes hom eerder aangemoedig het om getrou te werk en nie lui te wees nie. Omdat hy nie gewillig was om te doen wat van hom verwag is nie, eindig hy met leë hande. Nou Jesus beklemtoon in vers 26, aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal ook weggeneem word wat hy het. Hierdie woorde herinner ons aan die geestelike beginsel wat in Lukas 8 vers 18 opgeteken staan. Wie getrou is aan die Here, sal beloon word. Wie ontrou is, sal verlore gaan. Sien, wanneer ons in gehoorsaamheid in die lig wandel, ontvang ons meer lig. Maar as ons die lig verwerp, stap ons uiteindelik die duisternis in. Aan die einde van hierdie gedeelte sien ons hoe die koning ook met sy vyande dan afreken. Die wat nie wou hê hy moes heers oor hulle nie, moes kom rekenskap gee, en dit het hulle lewe gekos. Dit wys vir ons dat om te reageer op die heerskappy van Jesus 'n saak van lewe of dood is.
Nadat Jesus hierdie gelykenis vertel het, het hy sy volgelinge tereggewys oor die ware aard van sy koninkryk. Dit was nie 'n politieke koninkryk nie, maar 'n geestelike een. Jesus het daarna voortgegaan na Jerusalem, waar hy sy laaste Paasfees sou vier, en dan ly en sterf in die plek van sy volk. Ek los jou vandag met hierdie vraag. As Jesus vandag sou terugkeer, en hy vra vir jou om rekenskap te gee van dit wat hy aan jou toevertrou het, jou tyd, jou gawes, jou geloof, watter verslag sou jy hom kan gee? Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.